Ons gaan saam lees uit 1 Timoteus 6, van vers 11 tot 21. Maar jy, o man van God, vlug weg van hierdie dinge. Streef eerder na geregtigheid, godvreesendheid, betroubaarheid, liefde, volharding, sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd van die geloof, gryp die ewige lewe aan, waartoe jy geroep is, en waarvan jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek beveel jou voor God, wat aan alles lewe gee, en Christus Jesus, wat die goeie belydenis voor Pontius Pilatus gelewer het, dat jy die opdrag suiwer en onberispelik sal uitvoer, tot die verskyning van ons Here Jesus, wat God op sy eie tyd sal openbaar. Hy, die lofwaardige, die enigste heerser, die koning van konings, die Here van die heersers, hy wat alleen onsterflikheid besit, ontoeganklike lig bewoon, en vir wie geen mens ken of kan sien nie, aan hom kom die eer en die ewige krag toe, amen. Beveel die rykes in die huidige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom te vestig nie, maar op God, wat alle dinge in oorvloed aan ons gee om te geniet. Beveel hulle eerder om goed te doen, ryk aan goeie dade, vrygewig, mededeelsaam te wees, om sodoende vir hulle self 'n skat op te bou as goeie fundament vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe kan verkry. O Timoteus, bewaar jou pand, vermy die goddelose en leepraatjies en die teenstrydighede van wat valslik as kennis bestempel word, omdat sommige mense dit bely het hulle van die geloof afgedwaal. So ek dink daar is so 'n geweldige klomp goed waarop 'n mens sou kon fokus in hierdie teksgedeelte, wat so ryk is aan, kan ek sê, punch phrases en diep waarhede wat vir Timoteus neergelê word. Ons gaan vanaand egter fokus op hierdie gedagte van vers 18 en 19. Beveel hulle om eerder goed te doen, ryk aan goeie dade, vrygewig en mededeelsaam te wees, om sodoende vir hulle 'n skat op te bou, as die goeie fundament vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe kan verkry. Paulus skryf hierdie brief aan Timoteus, jong gelowige wat oor Paulus se pad gekom het. En as 'n mens van daai verhaal lees in Handelinge, waar Paulus en Timoteus mekaar ontmoet, en waar Paulus die indruk kry oor wie hierdie jong man is, en hoe hy is, dan sien mens dat Timoteus moes nogal 'n goeie indruk op Paulus gemaak het. Sien dit dat hy skaars hom ontmoet, dan nooi hy hom saam met hom sendingsreise te gaan doen. So, dit is so dat ons kan sien in die woord van die Here, dat Timoteus selfs as 'n baie jong man uitgestaan het in sy vermoë om die skrifte te verklaar en te kan uitlê en die evangelie van Jesus te kan verkondig. Dit is hoofsaaklik sy ma se invloed, wat 'n Jood was en dan 'n gelowige geword het, en die evangelie van Jesus Christus, die bediening daarvan ook versterk het in die werk wat sy gedoen het. So wat ons moet weet van sy agtergrond is dat ons kan eintlik aan hom dink as hierdie jong semi-Jood aanvanklik, want sy ma's hierdie godsdienstige Joodse vrou, maar sy pa's 'n Griek. So hy's nie 'n Jood nie, en daarom was hy ook nie besny nie, want sy pa was van heidenasies. En dis vir my so interessant dat ek het hierdie week gelees in my eie persoonlike Bybelstudie in Handelinge, dat wanneer Paulus vir Timoteus ontmoet, nou kan ek nie onthou, dink is so Handelinge 16, en hy hom saamnooi op die sendingsreis om te gaan bedien in 'n Joodse dorp, dan beveel hy eers vir Timoteus om homself te laat besny. Het julle dit al opgelet? Hy sê vir Timoteus om eers te gaan en homself te laat besny. En nou praat ons van die einste Paulus, wat in Galasiërs skryf. Ek wens die mense wat julle beveel om julle self te laat besny, wil hulle self eerder ontman. Dis wat hy skryf in Galasiërs. So is hierdie selfde Paulus wat iemand beveel om hulle te laat besny. Die
ding is dat die motivering daarvoor verskil. In Handelinge wil Paulus hê Timoteus moet in die sinagoge kan ingaan en hy moet kan die evangelie verkondig. Die Jode moet hom kan ontvang en as hy 'n onbesnedene is, gaan die Jode niks met hom te doen wil hê nie. Die Jode gaan hom verstoot, hom wegdryf, hulle gaan hom nie in die sinagoge toelaat nie en hulle gaan hom definitief nie toelaat om uit die skrifte te leer nie. In Galasiërs is die Judaseërs wat gesê het jy moet besny as 'n voorwaarde vir jou verlossing. So ons sien die motivering vir die daad is anders. En dit is maar eintlik so mooi as mens kyk na Paulus se handelinge hier dat daar was niks wat hy nie sou doen om die evangelie boodskap te laat uitgaan nie. Hier kom hierdie jong man oor sy pad en sê hy gaan besny jou want dis goed vir die evangelie. Daar's niks wat hy nie sou doen om aanklank te vind en die skakel te kon haak by die mense aan wie hy moet bedien, sodat hy kan bedien en hierdie mense kan tref nie. Dit sê nogal iets vir ons as kerk vandag, nê. Nee. Dit sê dit is nie net ons eie manier of ons gewoontes of hoe ons nog altyd goed doen wat die regte manier is nie. Ons moet kan uitgaan en by die wêreld aanhaak op hulle vlak om te gaan bedien. So dis so 'n bietjie van 'n diskoers in die boodskap vanaand, maar dis wie hierdie Timoteus was, die jong man wat gegroei het en geleer het onder Paulus se leiding en wat uitgestaan het vir sy besondere karakter. Hy het 'n interessante leefwêreld gehad en dis wat ons eintlik teekom baie van in hierdie teksgedeelte. In hierdie wêreld waarin hierdie Nuwe Testamentiese Christene leef, het 'n groot deel van die kultuur en die volk was eintlik ingesluk deur magsbeheptheid. Ken julle magsbeheptheid? Ek dink ons in Suid-Afrika ken dit baie goed. Ek wil nou nie sê van waar af nie, maar ek dink julle kan almal baie maklik die afleiding maak nie. CNA. Magsbeheptheid is iets wat in hierdie wêreld geleef het. Die Romeinse keiser moes soos 'n god deur die mense verheerlik word. As jy in Handelinge gaan lees, dan sien jy hoe baie keer kom die aanklag dat die mense of die skrifgeleerders of wie ook al die apostels wat bedien en verkondig wil aankla vir die stadshoof gaan sê dat hulle het gesê daar's 'n ander koning behalwe die keiser. So hulle moet tronkstraf kry of hulle moet getuigtig word of hulle moet gestenig word oor hulle geraak het aan die magsbeheptheid van die keiser. So wat jy uitgevloei het was hierdie verheerliking van wat wêrelds en menslik is. Nee, hierdie ophef van die tydelike. Nou sien jy die kontras in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Van mense wat leef in hierdie wêreld waar die tydelike en die vergaanbare en die mens opgehef word, na Paulus wat vir Timoteus sê, wees jy 'n dienskneg wat jouself verneder sodat die evangelie deur jou bedien en verkondig kan word. Dis twee totale teenpole van mekaar, is dit nie? So wees jy heeltemal teen die grein van die wêreld waarin jy leef. Die tipiese burgers van die Bybelse tyd verval in immoralisme, hulle verval in wêreldsheid, hulle is aardsgerig. Indien jy teen hierdie mense is, op 'n wêreldse vlak lyk dit of jy als verloor. Nou weet ek nie of julle dit weet nie, maar die Christene in die Nuwe Testament het in 'n sekere vlak, in 'n sekere mate en op 'n sekere vlak als verloor. Deurdat as jy die regte werk of verkeerde werkgewer gehad het en hy vind uit jy het 'n Christen gelowige geword, dan kan jy af. Jou vriende, sekere vriendegroepe wat uitvind dat hierdie persoon het 'n Christen geword, skakel hulle jou uit en stoot jou uit. Ons hoor van die Christene in diaspora. Diaspora is die Griekse woord vir verstrooiing en ek dink ons verstaan nie die dinamika daarvan so lekker nie. Beteken eintlik om nêrens in te pas nie. Om nêrens 'n plek te hê nie. Om in jou eie tuisteloos te wees. Dis 'n verskriklike ding. Ons lees dit en ons sê, okay, arme ouens, hulle was heeltemal verstoot. Want oor hierdie ding dat daar so groot kontras tussen mense wat ophef van die wêreldse maak en mense wat leef vir die koninkryk van Christus. Hierdie teks sê daar's net een koning. Hy is die heerser oor alle magte. En mense wat hom
dien hom en hom alleen. So, ek weet nie of mense dit mag sê nie, maar daar's 'n hoofsonde in hierdie teks en die hele Timoteusbrief en eintlik die Nuwe Testament en die Ou Testament, oral sien mense dit reg deur. Nou ons weet, ons sê een sonde is nie groter as 'n ander een nie, maar party sondes is meer prominent as ander. Party sondes is meer algemeen as ander. So is die sonde van die ophef van vals gode onder mense nog van alle tye af tot vandag toe 'n prominente sonde. Een van die goed wat mense die meeste doen. Ou sal sê as jy na die Afrikaners luister, dan sou jy sê vloek is die grootste sonde wat die Afrikaners reg kry. Want kyk, as ek so in geselskappe en kringe beweeg, dan hoor ek allerhande ingekleurde taal. Ek weet nie van julle nie. Maar nog 'n groter sonde as dit is die mense geneigtheid om vas te gryp aan goed wat hulle plaas bo die Here in hulle lewe. En dit is om koninkryksgerigtheid weg te vat in jou lewe. So ons vra die vraag, hoe maak ek skatte in die hemel? Jy maak skatte in die hemel deur alles wat hoër as God opgehef word in jou lewe af te druk ondertoe en die Here jou eerste prioriteit te maak. Waar mense God of dinge bo God stel en hulle eie idees oor God, bo wat God hulle roep om te doen en wat hy van homself bekend maak, daar stel, daar is ons besig om afgode te dien. En dan lê Paulus 'n klem daarop dat Timoteus as man van God getrou moet bly aan die waarheid van God. Dis interessant, die man van God uitdrukking is 'n Ou Testamentiese uitdrukking. Dit kom telke male in die Ou Testament voor. As daar gepraat word van mense wat getrou is aan die Here en getrou in die Here se goeders, word daar gesê man van God. En dit gaan nie daaroor dat hierdie mense heeltemal als by mekaar het nie. Dit gaan nie daaroor dat hierdie mense niks sonde doen nie. Ons kan gaan na Dawid toe, waaroor ons baie gepraat het al hierdie jaar, wat ook 'n man van God as bekend gestaan het. Dit gaan daaroor dat hierdie mense God eerste stel in hulle lewe. Hier kry hulle hierdie tipering van man van God. So jy is man van God, druk hierdie dinge af, druk hierdie dinge weg in jou lewe, sodat alles in jou lewe laer gedruk word as wat die Here is, en die Here nommer 1 en bo alles verhewe is. En Paulus druk dit uit met die frase, stry die goeie stryd. Ons raak so gewoond aan woorde. Ek weet nie of jy dit oplet van jouself nie. Ons raak so gewoond aan Bybelse taal. Nee, stry die goeie stryd. Hardloop die wedloop van geloof. Trek die wapenrusting van die Here aan. Allerhande sulke punch phrases. Ek kan alles doen in die krag wat die Here my gee. So, ons het allerhande sulke versies wat ons uit ons kop uit ken, maar ons mis die sleutelwoorde in daai versies. Sou ons net praat van ons lewe en ons sê, ag, ek voer hierdie bittere stryd teen hierdie siekte of daardie ding in my lewe. Ewe skielik het daai woord baie meer krag of baie meer betekenis as wat hy nou net gehad het toe ons die Bybelversie aangehaal het wat gesê het, stry die goeie stryd. Ewe skielik is daai woord 'n woord wat gepaard gaan met inspanning en lyding en moeilik en optraannis. Want nou maak ons dit van toepassing op onsself. Maar as ons na die Bybelversie kyk, is dit nou net 'n bekende Bybelversie. As hy vir Paulus sê stry die goeie stryd, dan moet ons daarin ook hoor dat die woord stry daarin staan, prominent daarin staan. En hierdie stryd wat gevoer moet word, is nie 'n maklike stryd wat gevoer moet word nie. So, dis iets wat van jou inspanning verg. Dis iets wat van jou inspanning verg. In geloof het ons nie die Here waai nie 'n towerstaf hier oor jou kop en ewe skielik is al jou dade en jou handelinge en jou denkwyse en als reggemaak nie. Die Here verlos jou volkome, maar dan stuur hy op 'n pad van vernuwing, op 'n pad van stryd, stry. Dis my interessant en ek sê dit met liefde, mense sal baie hulle tienerkinders na my toe bring of na Braam of wie ook al en hierdie kind is heeltemal van die pad af oor die ouer al vir jare nie hulle geleer het om die stryd te stry nie. En vir my sê, maak hom reg asseblief. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Asof die Here vir ons so 'n towerstafie gee om dit te kan doen. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Dis 'n pad waarin ons stap, waarin ons elke dag die stryd stry om nie te wees in Jesus. Dis die kernfrases wat Paulus aan Timoteus skryf.
Jy moet elke dag werk daarvoor om in die nuutheid van Jesus te lewe. Om in die nuutheid van Jesus te lewe beteken ek moet bewustelik en doelbewus afsien van die oudheid van die wêreld. Om onder sy koningskap te lewe. Om onder die Here se koningskap te lewe beteken daar's een wet in my lewe. En dis alles wat die Here sê is wet. Dit troef enigiets. Dis belangriker as enigiets. Ek is 'n dienskneg onder sy koningskap. Daar's nie twee konings in Jesus se koninkryk nie. Nie jy en Jesus nie, dis net Jesus. Hy is die enigste koning. En om onder sy koningskap te leef beteken ek erken hom vir wie hy is. Laas Sondag het ons gehoor van die gesag wat die Here oor jou lewe het. Met jou oog op sy plan vir jou lewe, is wat Paulus ook vir Timoteus skryf. En dan gee hy vir hom hierdie gerusheid en hierdie mooi troos wat die Here ook vanaand vir ons gee, om in hierdie stryd verder te kyk as die sterflikheid van mense. Om in hierdie stryd verder te kyk as die gebrokenheid van hierdie wêreld. Om in hierdie stryd verder te kyk as die stryd self en na die oorwinning wat is. En vasgryp aan die goed, vasgryp aan die ewigheid wat ons in die Here Jesus kry. So deel van hierdie stryd stry is om ook die las van die stryd te kan afval deur op die Here te vertrou. Deur te weet die Here pad hierdie stap saam met my, stap hierdie pad saam met my. Om te lewe in die lig en in die duister, mense in die duister na die lig te help. Dis my roeping en my lewe. Daarom hoor ons hierdie beveel die rykes. Ou moenie naïef wees hier en dink hierdie gaan net oor ryk mense nie. Ek dink dit gaan baie verder as mense met baie geld in die bank. Party mense is heeltemal so bietjie te ryk aan selfvertroue. Party mense is heeltemal so bietjie te ryk aan die onbereidwilligheid om te verander. Party mense is baie te ryk aan die verskoning van ek het nie tyd nie of wat ook al. So hierdie rykheid waarvan hier gepraat word, gaan oor baie meer as mense wat geld in die bank het. Dit gaan daaroor dat daar niks is wat jy bo die Here plaas nie. Dat hy jou beleggingsrekening van die lewe is. Waarin jy, sorry vir my Engels, maar waarop jy bank. Waarop jy jou troos vind, waarop jy staat maak. Daarmee word bedoel dat geen volger van Jesus sy rykdom sal meet in wêreldse skatte en wêreldse dinge nie, maar in die liefde en die genade en die plek in die koninkryk van die Here. En dis ons hemelse rykdom. Ons hemelse rykdom is hierdie ding dat ons as mense weet, ons is totaal afhanklik van die Here en dat die Here ons vat. Dat die Here ons sy eie maak en dat die Here ons aanneem as sy kinders. Hemelse rykdom gaan in 'n sekere mate dan oor aardse armoede. Hoor dit as ek dit sê, weer eens nie armoede aan geld nie, maar armoede aan hoogmoed, armoede aan verskonings, armoede aan selfsugtigheid, armoede aan myself eerste plaas. Het gaan nie oor bankbalanse nie, dit gaan oor uitgangspunte, dit gaan oor beweegredes en leefredes. Dit gaan daaroor dat ons nederig onsself kan offer as diensknegte om ons koning te dien. Dit gaan daaroor dat ons ryk is aan goeie dade, nie ryk aan 'n goeie bankbalans nie. Dis wat hierdie teksgedeelte vir ons leer. Sê, wil jy vir jou skatte in die hemel bymekaar maak? Maak jouself ryk van nederigheid. Maak jouself ryk van werk vir die Here. En dit bring ons by ons slotpunt wat sê, nou die grootste skat is diens. En dit gaan alles oor die gesindheid van die hart. Wie staan eerste, bepaal die volgende tree in my lewe. Ons hoor van die fondament in hierdie teks. En vir die van julle wat al gesien het hoe 'n gebou gebou word, die fondament kom voor die mure. En die mure voor die dak. En die dak voor die vensters en deure. En ceilingborde. En al daai, daar's 'n proses. Maar saam met dit, in daai hele proses, rys die hele gebou vanuit een fondament. Wat Paulus in hierdie gedeelte probeer uitdruk met sy verwysing na die fondament is, dat die skat van die koninkryk, die Here, kom eerste. Alles wat jy in jou lewe verder doen, hoe jy die mure bou, hoe jy die dak opsit, hoe jy die vensters doen,
hoe jy die binnekant van die huis versier en mooi maak en afrond. Alles word gebou, bepaal vanuit die fundament. Om jou lewensgerigtheid te bepaal binne die waarheid dat jy nou reeds leef na die koninkryk. Dat jy nou in die tydelike is en gereed maak vir die ewige. Deur my foute heen sal die koninkryk as eerste maatstaf my totaal gerig maak op die Here. En dis die punt van alles. Hoor hierdie frase, ons sluit daarmee af. Deur my foute heen, want ons maak foute, deur my foute heen sal die koninkryk as eerste maatstaf my totaal gerig maak op die Here. En dis die punt van alles. As ek dit kan regkry, as ek daarin kan leef, as ek my gedagtes elke dag daarop die meeste instel, dan raak ek ryk. Dan breek rykdom vir my aan. Dan groei ek in die skat van die ewige lewe in die Here. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike voorreg dat U ons ryk maak toe ons arm was. Arm in ons sonde wat ons wegruk van U. En help ons om deur ons foute heen U koninkryk en U as koning altyd die eerste maatstaf te maak. In U te leef en U te verheerlik as die een wat die fundament is, wat ons koers en rigting bepaal, die een in wie ons rykdom is. Ons loof en ons prys U dat U dit vir ons is en dat ons in U krag en wysheid en deur die Gees gelei ook dit kan wees wat U ons roep om te wees. In Jesus se naam. Amen.